Wêreldwyd word waardeketings toenemend verwag om hul doelwitte in 'n komplekse, onseker en sterk gekoppelde omgewing te bereik, terwyl hulle terselfdertyd verbruikerswaarde en winsgewendheid moet bevorder. Bestuur wat daarop gemik is om waardeketings toekomsgerig te maak, vereis 'n verhoogde fokus op prestasie, maar ook op die weerbaarheid van die ketting as 'n komplekse sisteem. Dr. Dani Jordaan van Universiteit van Pretoria sluit vandag weer by ons aan om hieroor te gesels. En verlede maand het ons met hom gepraat oor risiko's in die rooi vleisbedryf en vandag is dit kwesbaarheid van die rooi vleisbedryf. Dani, welkom weer eens. Vertel ons van hierdie studie. Lisa, baie dankie vir die geleentheid om te gesels oor wat ons gedoen het. Ons het ook benewens dat die risiko komponent wat ons nog gekyk het, is ook gekyk na die kwesbaarheid van die ketting. Dit is 'n bietjie 'n konsep wat iets is wat ongewoon is om te kyk na kwesbaarheid, want die gewone manier vir ons om na te kyk na onsekerheid is maar om na te kyk na die risiko's. So die gedagte van die kwesbaarheid was gewees om te kyk na in watter weer eens om 'n totale waardeketting benadering te volg, om te kyk elke skakel in die ketting. Wat is die spesifieke kwessies waarvoor die rolspelers kwesbaar is, en om dan te kyk of daar 'n mate ooreenstemmings is en of daar verskille is tussen die verskillende rolspelers of tussen die spesifieke aktiwiteite. Dit is nogals belangrik vanuit 'n perspektief dat hoe beter ons mekaar se kwesbaarhede verstaan, hoe meer weerbaar maak ons waardekettings en kan ons die waardeketting seker maak dat hy sterk genoeg is om van hierdie uitdagings te trotseer. Die dilemma met wat ons soms het met hierdie kwessies is dat daar blinde kolle is, dat rolspelers blinde kolle van mekaar se kwesbaarhede het en op 'n einde van die dag lei dit tot groter risiko's binne die ketting. So die gedagte was weer gewees om met rolspelers te praat en dan nou elkeen van hulle se kwesbaarhede te bepaal met 'n metodologie wat ons volg en dan vir elkeen 'n tyd te spel. Ek sien julle het stresstoetse gedoen. Hoekom is dit noodsaaklik? Dis reg, ja, so dit is 'n interessante konsep wat ons gebruik in hierdie Wat is dit? So stresstoets is basies om vir die rolspelers te vra, is as daar iets wat gebeur binne jou waardeketting of binne jou besigheid, en ons het dit al hoe erger gemaak, soos hulle byvoorbeeld gevra het, iets soos koperbetroubaarheid, as jou koper al hoe meer onbetroubaar raak, om te kyk dan na wat die reaksie is, of die gevolge is van toenemende koperonbetroubaarheid. En die rede hoekom ons dit doen is, want dit is iets wat eintlik ons kry nooit amper die geleentheid om dit onder normale omstandighede te toets nie. So met ander woorde, die normale gang van besigheid gee nooit die geleentheid om te kyk waar is my breekpunte in my besigheid of my waardeketting. So is amper 'n hipotetiese oefening om te kyk waar hierdie breekpunte is. En die gedagte met die stresstoets is om dan te identifiseer watter faktore spesifiek vinnige of baie drastiese impakte het met betrekking tot die spesifieke stressor wat ons op dit sit. En dit is gedryf deur die respondente of die rolspelers en dit is hulle persepsie rondom waar daai breekpunte vir hulle is. So hoe kwesbaar is die Suid-Afrikaanse rooi vleisbedryf? Wat interessant is dat ons het gekyk na 'n klomp faktore en op die oomblik die gedagte met die studie was gewees om al 'n basislyn te kry rondom kwesbaarheid. So ons meting is iets wat ons eintlik jaar na jaar kan vergelyk. So op die oomblik is dit nog nie moontlik om 'n direkte soort van resultaat te verskaf rondom die kwesbaarheid in die geheel nie. Wat die gedagte sal wees is dat om oor tyd dit te kan meet om te sien hoe die kwesbaarheid dan oor tyd verander. So dit is die eerste deel daarvan. Die tweede deel daarvan is dat daar is natuurlik verskillende kwesbaarhede in verskillende dele van die ketting. Dit is iets wat ons gevind het wat nogals interessant is. So hoe moet die rooi vleisbedryf dan meer doeltreffend bestuur word? So ek dink daar is 'n paar interessante aspekte rondom die spesifiek die kwesbaarheid. En wat ons spesifiek gesien het is dat elke een van die rolspelers eintlik spesifieke kwessies het waarvoor hulle kwesbaar is. En van die goeders as ons byvoorbeeld op die produsente vlak gekyk het, die produsente is veral kwesbaar vir probleme met die aankope. So met ander woorde, as hulle kopers, as daar probleme kom met die aankopers wat nie betroubaar is nie, hulle kontantvloei reg hou nie, dan is dit byvoorbeeld 'n kwessie wat baie interessant was.
voerkrale byvoorbeeld het spesifiek gekyk na swak kontantvloei, so dis weer van hulle kwessies waarvoor hulle baie sensitief is, ook onvoldoende data. Met ander woorde is die vloei van inligting en dis wat weer dit waar ons nou terugkom na die wat is die pryse, wat is die beskikbare voorraad, so swakker die vloei van inligting is, en die vloei van data is om besluite mee te neem, raak hulle kwesbaarder vir probleme. Abattoirs byvoorbeeld is veral sensitief vir swak kommunikasie, met ander woorde is hulle sukkel om inligting te kry ook, so ook sosiale onstabiliteit, met ander woorde, as die omstandighede in die land 'n bietjie onstuimig raak, dan raak dit vir hulle in hulle besighede moeilik. Vir werkers het kwesbaarheid gehad ook vir kommunikasie en ook verskaffers onbetroubaarheid en koper onbetroubaarheid. Met ander woorde, as hulle nie kan hulle aankope onbetroubaar raak en hulle verkope onbetroubaar raak. En die kleinhandelaars is ook weer sensitief gewees vir sosiale onstabiliteit en dan natuurlik gehalte en kwaliteit. En so wat interessant is om te sien uit hierdie soort bevindinge vir elkeen van die rolspelers is dat daar's 'n paar kwessies wat oorkoepelend is en dit maak dit eintlik ongelooflik interessant, die feit dat dit oor die hele waardeketting strek. So iets soos byvoorbeeld kwaliteit is iets wat deurgetrek kan word. So almal as op dieselfde bladsy dat as daar kwaliteitsprobleme is daar 'n probleem in die weerbaarheid van die ketting. Nog 'n kwessie was die omstandighede in die land. So hoe meer onstuimig dit is, het dit veroorsaak dit probleme weer eens in die weerbaarheid van die ketting. En dan die laaste kwessie was dan nou spesifiek gewees oor die gehalte van kommunikasie. So dit kom terug na die stelsel toe van pryse, markte, hoeveelhede, daai klasogter, soos dit verswak, is dit ook 'n baie groot impak op die weerbaarheid van die ketting. Dani, baie dankie. So wat beveel julle aan? So ek dink daar's 'n paar aspekte wat belangrik is en ek dink ons beweeg weer in 'n era in waar ons meer bewus moet wees van 'n paar kwessies. Eerstens dat ons leef eintlik in 'n hypergekonnekteerde wêreld, so alles is gekoppel aan mekaar. En waar daar een of ander iets oor see gebeur, spoel dit baie maklik oor in ons eie stelsels en sisteme in. En dis iets wat ek dink ons sien dit gereeld, maar dit is nie altyd op ons radar in terme daarvan dat dit iets is wat ons opneem in ons besighede nie. So ons het al met baie studies gesien dat hierdie kwessie van die oorspoel van probleme van die een deel van die ketting na die ander deel van die ketting eintlik al hoe erger word. En ons aanbeveling in hierdie proses is dat rolspelers veral moet begin kyk na hoe verseker ek dat my besighede weerbaar is, met ander woorde dat ons gereed is om van hierdie onstuimighede te trotseer. En weer dink ons dis nie iets wat altyd op die agenda is nie. Ons is bekommerd oor pryse ensovoorts, maar ons weerbaarheid en ons vermoë om byvoorbeeld te kan aanpas is nie baie hoog noodwendig nie. En hoewel ons bedryf al baie lank met ons is en in die geheel eintlik gesond is, dink ek dis iets wat regtig ons in ons agterkop moet hou en die bestuur van ons besighede en die bestuur van ons kettings, ons moet veerkragtigheid en daai konsepte is definitief wat ons meer na moet kan kyk. Hoe vinnig kan ons besigheidsmodelle skuif? Hoe vinnig kan ons markte skuif? En om seker te maak dat ons byvoorbeeld hierdie weerbaarheid in ons stelsels inbou. En op 'n einde van die dag dink ek sien maar op oorkoepelende vlak is dat die stelsels wat eintlik weerbaarheid het, is die stelsels wat oorleef. En die wat nie weerbaarheid het nie, is wat gevang word iewerster. Baie dankie. Dit is dan meer oor kwesbaarheid van die rooi vleisbedryf. 'n anderste studie wat julle gedoen het en ek dink wat nogal noodsaaklik is, Dr. Dani Jordaan van die Universiteit van Pretoria se fakulteit Landbou-ekonomie wat by ons gekuier het in die ateljee. Hy het verlede maand ook met ons gepraat oor risiko's in die rooi vleisbedryf. So as jy dit misgeloop het, gaan kyk op YouTube na die ander onderhoud. Ons sê vir hom baie dankie dat hy weer vandag in die ateljee kom kuier het.